Ek wil julle vanoggend graag kom groet in die naam van God by wie alles moontlik is. Daar's vir God niks onmoontlik nie. Ek groet in die naam van Jesus wat in sy lewe op aarde die onmoontlike moontlik gemaak het. Want hy was God op aarde. Ek groet in die naam van die Gees van God wat in ons die geloof gee sodat ons deur hierdie geloof in hierdie wêreld in elke situasie kan staande bly. Kom ons bid saam. Here God, ons vertrou U. Al verstaan ons nie altyd nie. Dankie dat ons deur ons geloof aan U kan vashou. Dat hierdie geloof vir my rus en vrede gee wanneer daar nie vrede in my lewe is nie. Here, ons elkeen kom bely dat ons geloof soms so klein is. En daar wil ons saam met die Vader wat vir Jesus gesê het, toe Jesus sê, glo jy dat jou kind gesond kan word? Sê ons saam met hom, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp. Ek glo, maar kom my geloof tegemoet. Here, my twyfel daar, glo ek, U is daar. Here, U versterk my geloof deur U woord. Here, ons weet dat geloof is nie 'n wondermiddel nie. Maar ons glo, geloof is 'n handvatsel wat U ons gegee het om aan U vas te hou. As die storms kom, moet ons aan U vashou. In my geloof wil ek vanoggend kom bely ons elkeen dat ek glo dat U lief is vir my. Dat U omgee. Dat U daar is omdat U gesê het U sal my nooit verlaat nie. Here, ek glo dat U die beste vir my wil hê. U sê dit. Ek wil vir jou voorspoed gee. Ek wil vir jou gesondheid gee. Ek wil. Want Here, U karakter is om te gee en die beste te gee. Here, ons is vanoggend hier om te bely dat ons geloof in U, God, laat my glo dat U die onmoontlike moontlik maak. En daarom wil ons in hierdie oomblik vir U kom sê, versterk ons geloof in hierdie diens, in Jesus se naam, amen. Hebreërs 11 vers 1 tot 6. Nou hierdie Hebreërs 11, ons weet nie presies wie die Hebreër boek geskryf het nie, maar die Hebreërs skrywer kom hier in Hebreërs 11 en hy beskryf 'n atletiek byeenkoms. Die ouens is besig om op die baan, dit is nou hulle wat besig is om deel te neem, en die ander wat nie meer deelneem nie, wat nie meer daar is nie, Noag en Abraham, hulle sit op die paviljoen. En wat doen hulle? Hulle moedig ons elkeen aan wat nog in die wedloop hardloop. En hulle sê vir ons, julle moet in die geloof hardloop.
Want elkeen wat in die geloof hardloop, kom uiteindelik by die wenpaal aan. Jy sien, in geloofslewe is daar nie wenners en verloorders nie. Daar's nie groot gelowiges en klein gelowiges nie. Ons almal neem deel in geloof. Ons almal gaan nie op dieselfde manier by die wenpaal kom nie. Maar ons het geloof as 'n geskenk ontvang. Ja, daar is mense, en dit staan in Korintiërs, wat die gawe van geloof het. Jy weet, Paulus het 'n gawe van geloof gehad, toe die skip gesink het, toe het hy vir almal gesê, moenie bang wees nie. God het gesê, nie een van julle gaan verlore nie. Hy het op daai oomblik die gawe van geloof gehad. En daar is mense wat in 'n oomblik sê, die Here het my gesê, gawe van geloof. Maar ons praat vanoggend oor geloof wat God ons gee, sodat ons gered kan word. Kom ons lees Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Amen. Amen. Geloof in God maak die onmoontlike moontlik. Hebreërs 11, 1-6 is ons tekswoord. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil, want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is en dat hy doen wat hy beloof. Ek dink die probleem met ons almal is dat ons so vasgevang word deur die sigbare. Dit wat ek sien glo ek. Nee. Dit wat ek nie sien nie glo ek nie. En het jy geweet die onsigbare wêreld is baie meer werklik as die sigbare wêreld. Daar's 'n ongelooflike onsigbare wêreld. En dit is die geesteswêreld. En ons wat hier sit, glo almal aan die geesteswêreld. En in die geesteswêreld is daar nie grense nie, is daar nie beperkings nie. Want dit is God se wêreld. En daarom moet ons in ons lewens meer ons vestig op die onsigbare as op die sigbare. Weet jy, daar is tye in ons lewens, kom ons wees eerlik, dat die psigiese vir ons soms onmoontlik is. Soms is daar daai geestelike of daai berg wat voor my is, 'n geestelike berg, 'n psigiese berg, is te groot. En dan begin ek, my geloof begin ek twyfel. Soms is die pad te lank. Soms is die storm in ons lewens so sterk, dat ons nie meer kans sien om aan te gaan nie. En daarom wil ek hierdie belangrike sê. Hebreërs 11 wil vir ons een ding sê. Geloof kyk nie in die eerste plek na die omstandighede nie. Geloof kyk in die eerste plek na God. Waar mense sê, dis onmoontlik, sê God, by my is niks onmoontlik. Dis nie my geloof
wat siek is gesond maak nie. Jy weet, as baie, ek wonder, hoe moet 'n mens voel as jy jou kind na 'n dominee of 'n prediker of wie toe bring en jy sê dominee, bid vir my kind. En ek bid vir jou kind. En jou kind word nie gesond nie. En ek as prediker sê, jou kind het nie gesond geword nie want jou geloof is te klein. Hoe voel jy daaroor? Die dominee se geloof is sterk genoeg, maar jou geloof is net te klein, te klein. En dit het mense al ongelowig gemaak. Dit het mense gesê, ek glo nie meer in daai God nie. Geloof los nie alle probleme op nie. Maar geloof gee jou krag om jou probleme te kan hanteer, want soms is die probleem so groot dat jy nie sien om aan te gaan nie. Geloof bring nie in alle droogtes reën nie. Ja, ons kom by mekaar en ons bid, maar as jy ons gebede wat dit laat reën nie, dis God wat dit laat reën. Amen. Want jy sien, dan sê ons het gebid en toe dit gereën. Ons het gebid en God het vir ons reën gestuur. Sê julle amen? Om te glo dat God vir ons elkeen die beste wil gee. Kan jy nou God glo wat jy glo dit net met jou sleg bedoel? Hy straf jou. Hy's kwaad vir jou. Hy het sy rug op jou gedraai. En dis nie God wat ek glo nie. Jy sien, die manier wat jy God sien, is die manier wat jy jou geloof sal uitleef. Jy weet, geloof is om God so te vertrou dat jy sy antwoord aanvaar. Ja, God antwoord soms. God sê nie altyd ja nie. Hoeveel keer in die Bybel het God gesê nee? Hy het vir sy eie seun nee gesê. Jesus het gebid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Die kruis, nogtans nie my wil nie, u wil. En wat het God gedoen? God het sy gebed nie verhoor nie. Amen. Hy het sy seun laat kruisig. Vir ek en jou onthaalwe. Oukies, om te glo, maak dit moeilik. Hoor mooi, geloof maak dit moeilik, wanneer die dokter vir jou sê, dis verby. Moeilik. Dis moeilik as jy glo, en jy kry 'n telefoonoproep, jou kleinseun is in 'n motorongeluk dood. Dan begin jou geloof wankel. Want net 2-3 ure voor daai ongeluk het ons in 'n krentjie gestaan en saam gebid dat die Here hulle in die kar sal beskerm. 3 ure daarna, ongeluk, my kleinkind is dood. Verstaan wat ek sê? Dan begin jou geloof so geskit word. Maar dan het jy ware geloof nodig om te sê, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waarom nie, maar ek glo. Party mense maak 'n vuis vir God. Party mense sê, ek wil niks met daai God te doen hê nie. Anders sê, ek klou vas aan God soos nooit van tevore nie. Weet jy wat? Geloof sien wat ander mense nie sien nie. Dis die ding. Want jy sien, geloof sien die onsienlike wêreld. Ongelowige mense sê, ek sal glo wat ek sien. Gelowiges sê, ek glo al sien ek nie. En daarom is geloof nie net 'n pie in the sky nie. Jy moet maar net glo. Nee. Geloof is 'n werklikheid. Geloof is een van die grootste werklikhede wat bestaan. Want jy kan nie na God toe gaan met ongeloof nie. Jy moet glo. Dis een voorwaarde. Jy gaan na God toe met jou gebed, met jou lewe, met jou probleme, maar dan moet jy glo. Ag, toe maar God sal nie. Hebreërs sê, geloof, hoor mooi, is 'n vaste vertroue. Jy is 'n vaste vertroue, 'n sekerheid in God se karakter. Selfs wanneer jy niks sien nie. Jy sien? Dan moet jy God se karakter ken.
En ek het jou gesê, God se karakter is, hy's lief, hy's goed, en hy's genadig. Dis God se karakter. En God tree op volgens sy karakter. God kan nie teen sy karakter op. God kan nie 'n liefdelose God wees nie. Want sy karakter is liefde. God kan nie sy rug op jou draai nie, want hy sê ek sal jou nooit verlaat nie. So God kan nie teen sy eie karakter optree nie. En daarom ken jy hulle het die geloofshelde in die Bybel genoem, hierdie Hebreërs 11. God roep vir Abraham, verlaat jou land, verlaat jou mense en ek vat jou na 'n land toe. En hy weet nie waar is hierdie land nie. Maar jy sien, Abraham het gegaan omdat hy geglo het, God het 'n plan met my lewe. Dis die ding. Ek weet nie hoekom hy my roep nie. Ek weet nie waarom nie, maar ek glo God het 'n plan met my lewe. En daarom het Abraham getrek. Noag word gesê om 'n ark te bou in die middel van 'n woestyn. Nie 'n druppel reën nie. Hy moet 'n ark bou, sy kinders, en ken die hele storie. Maar hy het dit gedoen. Weet jy hoekom? Want hy het geglo ek is God se oplossing. Het jy geweet ek en jy kan God se oplossing word? Toe God sy mense uit Egipte wou gaan lei het God vir Moses gestuur en Moses word God se oplossing. Geloof, hoor mooi, luister na my, geloof maak jou God se oplossing. Al glo jy dit self nie, van jouself. Jy sien, geloof kyk deur die oë na God, na 'n situasie. Ek staan vanoggend hier voor en ek sê dit voor die Here God en ek kyk na julle deur die oë van God. Want God ken julle. Ek ken julle nie. Ek ken julle, maar God ken jou, regtig. En daarom kyk ek na jou toe as iemand wat God ken en wat God met 'n doel het. En as jy op hierdie oomblik hier sit en jy twyfel daaraan, dan wil ek deur God se oë vir jou sê, God sal jou nooit in die steek laat nie. Geloof sê, ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie. Maar weet, geloof bring ons in aksie. Die probleem is, mense glo, maar hulle kom nie in aksie nie. 'n Geloof begin eers 'n werklikheid word wanneer jy begin doen wat God vir jou sê. Wanneer jy begin beweeg. Noag het die ark gebou, al het al die mense van hom gelag. Abraham het getrek, al het alles sy vriende gesê, wat is jy besig om te doen? Trek agter iemand aan wat jy nie hoor, ken nie en jy weet nie waar jy nie. Hy sê, maar God het gesê. Sarah het begin glo dat sy 'n kind kan hê op haar ouderdom. Petrus het geglo toe Jesus sê, kom na my toe, en hy het op die water begin loop. Siekes het gesond geword omdat hulle geglo het Jesus doen dit. Jy sien, wanneer my finansies onmoontlik word, en ek dink dit ook in julle lewe al geword, dan sê ek maar net altyd, ek weet nie, maar God sal vir my voorsien. God sal voorsien. God is getrou, al sien ek dit nou nie. Daarom hou ek aan God se beloftes vas. Selfs in my trane, soms moet ek wag. Moses het vir 40 jaar in die woestyn gewag vir God se stem. 40 jaar. Maar hy het geglo. Geloof laat jou by die sterfbed staan en by die ashoop van jou drome wat verbrand het, wat jy alles in geglo het, en jy sê saam met Job, ek weet my verlosser leef. Jy sien maar, geloof is om God te vertrou en dit laat jou vas staan. Weet jy, geloof, ek kan dit nie genoeg sê nie. Ek wil nie my lewe vir julle vertel nie, ek kan vir julle 'n uur aan mekaar vertel wat geloof my laat staande bly het. Ek het nie 'n maklike lewe gehad nie, ek dink julle ook nie. Omdat ek geloof het ek nie makliker deur die lewe gegaan nie. Maar ek geloof het my laat staande bly. Geloof het gesê ek weet nie meer nie. Maar ek het God se hand nooit gelos nie.
Weet jy wat, sonder geloof, staan in die Bybel, is jy soos 'n golf van die see. Geen rigting nie. Jy word deur omstandighede en probleme en moeilikhede rondgeslinger en uiteindelik word jy stikkend geslaan teen die rotse van die lewe. Geloof gee vir jou vaste plek. Ek staan op vaste grond. Ek sien meer in die modder nie. Ek staan op vaste grond. God respekteer my geloof. Maar God respekteer die mense wat al ewig kla en al ewig fout vind, selfs met God nie. Wanneer jy glo, sê jy, ek vertrou U bo alles. Ek wil U volgende vra. As jy terugkyk na jou lewe, hoe voel jy oor God? As jy terugkyk na jou lewe, is daar tye wat jy ook menslik gesê het, ek weet nie of ek glo nie. En dit is die menslikheid van die mens. Dat jy met jou geloof bou. En daarom moet 'n mens bid. En daarom moet jy Bybel lees. En daarom moet jy met gelowiges praat. En daarom moet jy in die gemeenskap van die gelowiges kom, want hier word ons geloof versterk. Ek wil gesterk word in my geloof. Want sonder dit, daar's mense wat nooit kerk toe gaan nie, nooit Bybel lees nie, nooit bid. Weet jy wat? Hulle glo nie meer nie. Ek sluit af. Geloof verander vraagtekens in uitroeptekens. Hebreërs 11:39 tot 40 sê, al het baie nie gekry wat hulle geglo het nie, het hulle geglo dat God vir hulle die beste sal gee. Hierdie klomp mense in Hebreërs 11, die meeste van hulle, baie van hulle, het nooit die beloftes van God gesien nie, maar dan aan God se beloftes vasgehou. En hulle het staande gebly. Wat sê Dawid op Psalm 23 vers 4? Jy sien, Dawid was 'n gelowige. Maar hy het ook 'n donker diepte geken. Oukies, ons gelowiges gaan ook deur donker dieptes. Dink net in jou eie lewe, hoeveel donker dieptes was daar in jou lewe? Geloof vat dit nie weg nie. Maar Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want in U hande is ek veilig. Geloof. Die donker diepte is nie weg nie. Maar in die donker diepte is hy in die hande van God. Die vriende van Daniël is in die vuur. God vat die vuur nie weg nie, maar in die vuur is hy by hulle. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Al gaan jy deur diep waters, al gaan jy die vuur van die lewe, moet jy in die geloof vashou. Want God is in die vuur en in die vuur en die donker in die waterdieptes is ek by jou. Okay, ek gaan nou vir jou sê. Weet jy wat? Ek vrees dit. Dat ek in 'n donker diepte of in 'n diepte van see of in die diepte van probleme moet wees en ek is daar sonder God. Dan is dit wat jy saam met Jesus aan die kruis uitroep. My God, waarom het U my verlaat? Dis nie God wat jou hand los nie. Dis jy wat God se hand los. Hoor jy wat ek sê? God los nie jou hand nie. Jy los God se hand. Romeine 5 ken julle baie goed. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding. Waarom is daar swaar kry? Om jou karakter te bou. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het.
Die laaste, 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin. Dis 'n vraagteken. Die kruis is die grootste vraagteken van alle tye. Maar hier staan dit. Vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Hulle wat verlore gaan, is die kruis 'n vraagteken. Is God 'n vraagteken? Is die Bybel 'n vraagteken? Is kerk 'n vraagteken? Maar wanneer jy gered word, dan word al hierdie goed uitroeptekens. Ek is gered. Daar is 'n God. Jesus het my gered. En ek weet nie waar jy op die oomblik in jou lewe is nie. Ek weet nie of jy op 'n goeie plek is of op 'n slegte plek nie, ek weet nie. Ek weet waar ek is. Maar ek wil net nie vra. Moenie op 'n plek kom, enige plek kom, sonder God nie. Want een tree, ja, een tree sonder God is een tree te ver. Een tree sonder God is een tree te ver. En daarom het ek nie 'n antwoord vir alles nie. Ek wens ek kon sê, weet jy wat, my geloof het my nooit laat twyfel nie. My geloof het my altyd staande laat bly. Nee. Want in daai tye het ek gestruikel en geval. Die ou storieetjie van die 4 spore in die sand. Sê maar daai 2 spore, waar was u gewees? Toe sê hy, toe het ek jou gedra. Jy sien, daai 4 spore is toe ek nog saam met God geloop het. Maar toe ek geval het, wat het God gedoen? Hy het my opgetel. En hy het my verder gedra. En miskien is jy op daai plek nou. Jy sê, God, ek kan nie meer nie. Hou vas aan God. Ek wens ek kan vir jy sê, jy gaan dadelik werk kry, of jy gaan gesond word, of jy gaan, in die naam van Jesus sê ek dit. Maar weet julle wat? Net God kan doen wat ek nie kan doen nie. Net God kan vir jou gee wat ek jou nie kan gee nie. En daarom moet ons aan God vashou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u getrou is. Dankie dat u nog steeds die God van wonders is. Versterk ons geloof om u te vertrou in elke onmoontlike situasie. Laat ons deur geloof sien wat u sien doen. Wat u sê. Verstaan totdat u die beloofde werklikheid word. In Jesus se naam. Amen. Ek wil u seën met hierdie een sin. By God is niks onmoontlik nie. Amen.